met die AGS Adopai, onder leiding van Elder Lindien Martin en Sister Tina Martin. Nou, ons is vanavond hier as die Men's Fellowship, om vanavond net die naam van die Here groot te maak. Ons is hier as manne van die dorp, om net te sê dat ons nie sonder die Here kan klaarkom nie. Nou, ons het 'n thema vanavond wat ons gaan behandel. Healing relationship through forgiveness. Nou, ons binne die Men's Fellowship het vir die afgelope maand het ons hierdie wonderlike temas en ons het goed gedink vanavond om die verskillende manne in Noordwes te nooi om deel te kan hê aan hierdie program. Want as ons hierdie dorp wil wen, is dit nodig dat die manne inhak, ons met mekaar inhak, as ons die wêreld nie buite wil wen. Dit gaan nie vanavond oor wat 'n kerk hier is nie, maar die man het vanavond opgekom om te sê, ons is hier as een liggaam in Christus. Hierdie ding wat ons sê, maar ek is 'n daai keer, as ons die wêreld wil wen, moet ons eers daai een kan skuif en sê, ons werk vir die Here, en dan gaan die Here alles vir ons moontlik maak. Ons gaan opstaan, dan gaan ons so 'n lieflike koortjie sing tot eer van die Here. Ons het nie vanaand 'n lang program nie. Ons het 'n kort program, maar ons het gekom vanaand om te kom hoor wat die Here te sê vir ons as manne. Ek het vir iemand vanaand gesê toe hy inkom, as jy hier ingekom het, moes dit vir 'n doel gewees het. Want die Here kan jou omstandighede vanaand net hier kom verander. Ek weet nie met wat 'n behoefte u vanaand nie ingekom het nie, maar ek weet, u gaan nie dieselfde hier uitgaan nie. Nou, ons gaan opstaan en dan gaan ons 'n lieflike koortjie sing, en dan gaan ons die werk van die Here vir ons oopmaak in gebed. Amen. Yeah.
Ons gaan eens staan, dan gaan ik voor jou in de decoratie vragen om met ons te openen met gebed. Amen. Kom ons verenig in gebed. Ons troue Here en Meester, vanaand kom sê ons vir baie dankie Here. Dankie dat U ons tot hiertoe Here gedraai het. Dankie Here vir genade onverdien deur U Here. Vir hierdie dag, o Vader. Here, ons bid nou Here waar manne van hierdie dorp in mekaar gekom het Here. Bid ons Here dat U seën op ons sal lees asseblief o Here. Dat U sal gee dat elkeen Here wat vanaand Here uit dit sal lewe Here. Tot stigter van hierdie manne kan lees o Here. Here, wat hierdie nou oor vanaand Here. Raak ons aan o Vader. Here, wat hier van stigter tot stigter vanaand Here. Om die manne van hierdie dorp aan te raak Here. En Here buite, en hulle kinders Here. En hulle dorp Here. Wat vaderloos is. Ek bid o Here. Dat U alles sal seën vanaand Here. Nie omdat ons het verdien nie Here. Maar in U genade alleen. Amen. Wie dat zo voor een wijze zit, dan gaan wij volgende Stefanus Schrijvers vragen om dit voor ons te komen verwelkomen. Kan ons voor de broederlijke Schrijvers vragen? Een wonderlijke voorrecht op een donderdag aan en hij is dat de Heer weer eens te gaan wees om zijn naam groot te maken. Nou, ons allemaal opgekomen met de verwachting nadat die komstomers op dit is die bemarkenis te doen en ons en ook die ik kan maar uitkomen eens welkom broers soms leiden. Nou, die waren ze ook nog gezien dat ze thema op. Nou, met die thema wat het een vandaag in ons midden. Onze verschillende mannen in die huis vandaan. Onze verschillende categorieën van mannen in die huis vandaan. Onze senior mannen, middelklas mannen, junior mannen, maar ons allemaal is man. Ons allemaal is deel van die Adam geslacht. Nou, ons is vandaag opgekomen om te komen horen wat de Heer die spreker wat niet verkies is voor een seizoen zoals nou om voor ons te komen zeggen. Dat is baie wat ons kan zeggen als we die poster kijken en zal we zien dat die thema van die gaan als vandaag was voor ons bekend rondom forgiveness en healing. Nou, voor mij als persoon ons altijd in woorden weet ons nou zonder vergifnis van die woord van die Heer leren ons ons het zo pas van elkaar hoe liefdevol is Jesus' liefde. En ik kreeg van volgende dat zei Jesus, Vader, vergewe hulle. En hulle weet nie wat hulle doen nie. Maar vandaag kom ons precies op diezelfde woord van Jesus Christus en ons verenig en ons kom ook en ons sê, Vader, vergewe hulle. Daar buiten, die mannen wat nog niet in die kraal is, want soms weet hulle nie wat hulle doen nie. Maar ons vandaag opgekom om kennis te komen intaan by die spreker. So broers van heide en verre, van die ooste, van die weste, van die noorde, van die syde, die eindhoeke van Overwes. U is meer as welkom by Dubbelstraat nummer 3. Dit is AG's Agape gemeente, die mensfellowship, se aangenaam ons het uitgenooi om in ons te kom fellowship. En wat in this fellowship, there is a team. En nou, die ouderling wat die dienst aanvoer, hy is getaak en hy het goed gedoen tot hiertoe. Die atmosfeer is al reeds geleen. So wees vrij, wees rustig, wees. Kom ons gesels oor en weer met mekaar wanneer het geselstijd is en wanneer het luistertijd is, wanneer die spreker praat, laat ons focus. Ek dink u het seker my notaboekie gebring. U kan 'n paar notas maak, want u gaan dit nodig kry. Waar ek staan, gaan ek miskien die emosionele pyn, maar my genesing lê in vergifnis. Wees meer as welkom, die Here seën u vandag. Amen. Pastor Ruben is ook welkom in die huis van die Here.
Dierbaar is, ek voel my so lekker vry. Ons moet nie so vast is vanaand nie. Ons moet so lekker wees. Ons is ons bekend in mekaar. Toe die tweede kleerbroers nog inkom, dan besef ek, dat was nie maklike manne op school daai gewees nie. Maar vanaand kan ek hier staan, deur middel van hulle het jou gekraai, en ons kan nie vanaand vir hulle dankie sê, vir dit ook, vir dit wat hulle in ons lewe gedoen het. So die was, ek moet glad nie so vast wees. Ons gaan 'n lekker opgewekte koortjie sing, dan loop ons so na mekaar en ons gee net mekaar so die lieflike handdruk en net so druk dat ons net los wees van die spreker wat vanaand vir ons gaan toespreek. Nou ons wil hom glad nie vanaand lang hier hou nie. Nou dominee verjaar vandag. Nou ons wil glad nie vir dominee vashou nie. Ons wil nie moeilikheid daar by pastorie hê nie. So dominee gaan net doen wat die Here vir dominee gesê het. En dan gaan ons vir dominee release. Halleluja. So broers, ons gaan opstaan en dan gaan ons lieflik sing tot eer van die Here. En ons gaan na mekaar te loop en net so 'n handdruk gee en vir iemand net sê welkom en ek is bly dat jy ook hier is vanaand. Amen. Worship team. Ons gaan in aanbidding sing en dan gaan ons die spreker van vanaand gaan ons aan die voorhou. Ons gaan in die naam van die Here in aanbidding gaan ons groot maak. Ek besef vanaand dat dit is nie reg dat ek en u vanaand onder die geklank van die woord kan wees nie. Maar dit is enkel genade dat ons as manne vanaand hier kan staan. Op hierdie oomblik is daar dalk 'n man iewers in die hospitaal wat dalk sy laaste asem moet uitblaas. Maar ek en u het vanaand hierdie afspraak gekry met die Here dat ons moet hier wees en ons gaan nie van dit aan selfsprekend vat nie. En ons gaan hierdie tyd gebruik om net die naam van die Here groot te maak en aanbidding en dan gaan ons oorgee aan die Julies wat vir ons gaan toespreek. Worship team bly vir ons aan aanbidding en dan gaan ons
spreek van vanaand aan die voorstel. Halleluja. He has done great things. He has done great things. om aan u voor te stel dominee Julies van die Ark by die NG Kerk. Net so ietsie van dominee,
Ek het vir Dominee iewers verlede maand in die molen gekry en soos ons allemaal vir Dominee ken, hy het so lekker stap en ek keer sommer vir Dominee op pad voor Dominee in is by Oka en ek vraag vir Dominee van vanaand en die Dominee sê, daar is die probleem, jy moet net weer sy tyd nader kom, net vir my weer onthou, maar die ander goede reël jy met Rosedras, met die manne. En Dominee is 'n eenvoudige mens, plat op die aarde. En toe nou daar vir Dominee bel en Dominee sê, ek moet net iets by die kerkraad seker maak, maar jy kan so lank voortgaan om die poster uit te sit. En ek wil vir Dominee vanaand sê baie dankie dat Dominee nog klomp goede gehad het nie en Dominee net ingestel. Kan ons die man van die Here so lieflik hande klap gee? Halleluja. Ja, ek het nog nie van die lekker stap in die man. Ja, ek sal nog maar van hoor af, maar kort omkyk. Kyk hoe ek stap. Maar goeie naam, broeders, vaders, gelowiges, gesalfdes, kinders van die Here, uitgesoektes, uitverkorenes en die woord van die Here. Ek wil vir die AGS Fellowship of Men's Fellowship ten minste baie dankie sê vir hierdie eer en kosbare voorreg om by hierdie besonderse geleentheid vanaand op te kan tree. En soos ek vir u ook reeds gesê het, en die uitnodiging met soveel nederigheid het ek het ontvang, maar ook met soveel dankbaarheid in my hart. En ek bid dat die Here ons saam sal gebruik om sy woord van genesing en van vergifnis te laat weer klink hier in Beaufort Wes. Mag hierdie saam wees 'n bron van inspirasie en 'n vernuwing wees. Mag dit vrug dra in elke man, nie net hier in hierdie godsgebou nie, maar ook alle manne, ook daar buite en in ons gemeenskap. Mag die Here julle ryklik seën vir die visie en die geloof wat julle ook in die aanloop tot hierdie konferensie ook getoon het. Baie dankie. Ek neem aan, ek is seker maar, omdat ek nog maar so 3 jaar hier in die gemeenskap is, dat u my nog gevra om vanaand hier op te tree. Ek dink nie, ek is seker nou so 'n goeie spreker nie, maar ons is maar net die instrumente in die hand van die Here. Ek dink dit is vir Moses wat die Here gesê het, hy het so, ek stop vir Jeremia het so baie geklaag en die Here onderroep en hy het soveel verskonings het hy gehad oor sy spraak uitdaging wat hy gehad het en die Here het hom gesê, jy moet maar net jou mond oopmaak, ek sal die woorde self op jou tong lê wat jy moet gaan spreek. So baie dankie. Ek dink ons kom by mekaar in 'n tyd waar ons met soveel pyn uitgedaag word, soveel trauma, soveel ongemak, soveel verliese, soveel teleurstellings, soveel littekens van verwerping, soveel wonde van onreg. Die swaar van ons historiese skeiding en my broer het reg aan die begin gesê, ons moet begin om die grense, die kerkgrense, moet ons begin oorskry. Amen. Wanneer ons Beaufort Wes wil verander, het ons nodig om begin grense te oorskry. Maar jy sien hierdie bonde lê nie maar net in ons persoonlike lewe nie, maar hierdie bonde lê ook diep in ons gemeenskappe, maar dit lê ook diep in ons kerk.
Het lê ook diep in ons land. Die land sug van al hierdie gebrokenheid en al hierdie stukkenheid. En daarom is hierdie tema vir my so relevant in ons eie konteks, in 'n tyd waarbinne ons leef. Healing relationships through forgiveness. En ek wil begin deur te vra en deur te begin deur te sê dat dink nou maar jouself in aan 'n beeld van 'n swaar rugsak wat jy dra. Swaar klippe, grove klippe. Elke klip wat jy woordig is seer. Dan is dit 'n broer wat jy verraai het. Dan is dit 'n werkgewer wat jy onreg aan gedoen het. Dan is dit 'n familie wat jy verwerp het. Dan is dit 'n samelewing wat jou agterhou. As gevolg van jou kultuur, as gevolg van jou klas, as gevolg van jou kleur. Weet jy nie, klippe maak 'n mens so moeg. Het maak jou uitgeput. En die bitterheid wat hierdie klippe ook saam daarmee bring. Dit laat ons siek word in ons gees en in ons liggaam. Weet jy, terwyl ek met my voorbereiding besig was en ek dink aan 'n teks wat ons spesifiek in die besonders kan koppel aan hierdie tema vanaand, en ek kan nie anders as aan hierdie teks te dink aan die lydende herder van u en van my. Wanneer Jesaja alreeds profeteer in Jesaja 53 die 4de tot die 5de vers. Jesaja 53, ek lees saam met u die 4de tot en met die 5de vers, lees ek met u saam. Nogtans het hy ons krankheden ontgeneem en ons smarte die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en bedruk was. Maar vers 5, maar terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel, die straf wat ons die vrede aanbring, was op hom. En dan is so 'n pragtige gedeelte verder, en deur sy wonde. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Christus het self die klippe wat ek en u dra, en so swaar dra, hierdie klippe het hy klaar op ons geneem. Hy het ons wonde gedra, ons smarte het hy geabsorbeer, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. U sien, lieve broeders en susters, wanneer ek en u kies om te vergewe, dan kies ons om die klippe neer te lê. Wanneer ons kies om die grense oor te steek en te oorskry, die kerkgrense, die kleurgrense, die kultuurgrense, die rassegrense, die klassegrense, dan kies ons om die liggaam van Christus sigbaar in ons gemeenskap van genesing te maak. En dis hier waar ware heling begin. Wanneer ons nie meer vasgevang is in ons eie skeidslyne nie, maar wanneer ons saam in Christus se genade begin lewe. Die klip op die beeld van die swaar klip is eenvoudig maar diep, want ons dra elkeen 'n rugsak vol klippe. Die vraag vandag is natuurlik, gaan ons dit hiervandaan bly dra, of gaan ons daai klippe by die kruis van die Here neerlê? Gaan ek surrender, of gaan ek dit bly dra? Jesaja bring ons by die hart van die evangelie. Nogtans het hy ons krankheden opgeneem. Hy het ons smarte gedra.
en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Jy sien, hierdie woorde is nie vir my maar net 'n teologiese stelling nie, maar dit is vir my 'n lewenskragtige werklikheid. Hy het ons krankhede op hom geneem. Hy het ons wonde gedra. Nie net die sonde van ons harte nie, maar ook die smarte van ons verhoudings, die siekte van ons gemeenskappe en die gebrokenheid van ons geskiedenis. Hierdie verse beskryf die plaasvervangende lyding van ons verlosser en saligmaker. Hy, die seun van God, het die straf gedra wat ek en u eintlik moes dra. Die Griekse en die Hebreëse begrip van genesing binne hierdie konteks gaan baie verder as net die fisiese seer wat heel word. Maar dit is 'n allesomvattende genesing van die menswees. Vrede met God en ook vrede met mekaar. Dit is die herstel van gebrokenheid. Elke keer wanneer ons 'n ander persoon nie kan vergewe nie, dan maak ons eintlik staan op ons eie geregtigheid. Maar die kruis, prys die naam van die Here, die kruis van Christus leer ons dat die onreg wat ons aangedoen is, dat ons dit mag neerlê by die voete van die een wat reeds die grootste onreg in die geskiedenis verteer het. Wanneer ons hierdie tekste lees, dan besef ons dat genesing en vergifnis nie eintlik los van mekaar staan nie. Genesing kom deur vergifnis en vergifnis bring genesing. Dit is 'n dinamiese kringloop van genade wat in Christus begin en in ons lewens voortvloei. Ek lees in die boek van Daniel Louw. Hy skryf in sy boek Cura Vita, skryf hy dat geloof die ruimte skep waarin genesing kan plaasvind. Hy sê dat geloof die menslike siel oopmaak vir God se teenwoordigheid en vir God se genade. Hierdie insig van Daniel Louw help ons om te verstaan dat vergifnis is 'n daad van geloof. Dit is om jou hart oop te maak vir God se genade, sodat die wonde van verhoudings kan genees. Vergifnis is nie net 'n formele, 'n geestelike of morele keuse nie, maar 'n geloofsdaad wat die menslike bestaan verander, transformeer. Ek sluit aan by Augustinus wat gesê het dat vergifnis die genesing van die wil is. Wanneer ons vergewe, dan word ons innerlike ingesteldheid, ons innerlike gesindheid word verander. Ons word bevry word van die kettinge van wrok. Dit vloei saam met Aquinas se insig dat liefde die hoogste vorm van genesing is, omdat dit die siel met God se genade verbind. Vergifnis is dus 'n daad van liefde wat genesing bring. Dietrich Bonhoeffer herinner ons dat ware gemeenskap slegs moontlik is waar vergifnis beoefen word. Sonder vergifnis bly ek vasgevang in my skuld, bly ek vasgevang in my sonde en in oordeel. Maar met vergifnis word 'n gemeenskap 'n ruimte van heelmaking en van genesing, van bevryding en van verlossing. Hierdie refleksie vloei direk uit profeet Jesaja se boodskap. Christus het ons wonde gedra. En daarom kan ons ook mekaar se wonde dra. Ons kan ook mekaar se wonde genees.
Wanneer ek hierdie waarheid van Jesaja toepas, sien ons dat genesing nie maar net persoonlik is nie, maar is ook gemeenskaplik. Genesing gebeur, het ek reg gesê, wanneer ons bereid is om die grense te oorskry. Kerkgrense. Wanneer ons vergifnis en genesing en in heelmaking verbou word, verlang en daarna begeer, het ons nodig om die kerkgrense te oorskry. Want u sien, Christus se liggaam is groter as die nominasies. Wanneer ons mekaar se wonde erken en saam vergifnis beoefen, dan word die evangelie konkreet. Dan gee ons gestalte aan die evangelie en die waarheid daarvan. Genesing gebeur wanneer ons bereid is om oor kleurgrense te gaan. Wanneer mans van verskillende velkleure mekaar se stories hoor, mekaar se pyn kan dra, word die kruis 'n plek van versoening. Dan het Christus nie verniet aan die kruis gesterf nie. Wanneer ons vergifnis en heelmaking en genesing beoefen en wil beoefen, dan het ons nodig om die kultuurgrense te oorskry. Ons is so vasgevang in tradisies. Ons is so vasgevang in reëls en regulasies. Maar wanneer ons die kultuurgrense wil oorskry, moet ons mekaar se tradisies respekteer en saam aanbid. Het my broer gesê. Ons moet saam begin aanbid. Ons moet saam begin dien. Ons moet saam begin ontdek dat Christus groter is as enige van hierdie kulturele verskille. Wanneer ons genesing wil laat plaasvind, kan dit net gebeur wanneer ons rassegrense oorskry. Wanneer ons die historiese onreg erken en vergifnis beoefen, dis dan wanneer die wonde van apartheid en diskriminasie genees. Ons moet oor ook die klassegrense. Daar is so 'n verskil nog in ons land tussen ryk en tussen arm. Ons het nodig, wanneer ons genesing wil laat gebeur, het ons nodig dat daar nie moet onderskeiding moet wees oor wie aan die tafel van die Here mag sit nie. Maar dat ryk en arm saam aan die tafel kan sit. Want so word die gemeenskap van die heilige se teken van ware heiligheid. Die boodskap van Jesaja en al hierdie filosofe en teoloë vloei saam in een waarheid. Genesing deur vergifnis is 'n daad van geloof wat grense oorskry en wat gemeenskappe heel maak. Want Christus het ons wonde gedra en deur sy wonde het daar ons genesing gekom. Ons kan nie een kan predik dat deur sy wonde het daar genesing gekom, maar ons gemeenskap lê daar buitekant stukken van gebrokenheid, en lê stukken van kwetsbaarheid, en er lê stukken daar buitekant op soek na hoop en vrede en genesing en heelmaking. Maar ek en u kan nie, want ons kan nie die brug, kan ons nie oorgaan nie. Jesaja en die waarheid daarvan roep ons om hierdie gedagte prakties in ons lewens en in ons verhoudings te begin lewe, want Christus het ons krankhede op hom geneem en het ons smarte gedra. Ons hoef nie meer langer vasgevang te leef in ons wronke teenoor mekaar en die ketting van wrok en skuld en bitterheid nie. Weet jy hoeveel jare vat mense om van hulle bitterheid ontslae te raak? Weet jy hoe lang vat mense om van hulle eie skuld ontslae te raak? En die wronke van
ontslae te raak. Genesing en vergifnis is nie abstrakte idees nie, maar is konkrete werklikhede wat ons daagliks kan beleef en kan ervaar. Ek het reeds gesê, wanneer ons kies om te vergewe, dan kies ons om die klippe neer te lê. Ons kies om ons rugsakke aan die voet van die kruis, om op ons rugte af te haal en met die kruis neer te lê. Want het is 'n daad van geloof wat ons bevry van die las van bitterheid en ons oopmaak van die ruimte van God se genade. Stikkende mense moet dit kan hoor. Daar's genade. Stikkende mense moet dit hoor. Daar is heelmaking, daar is genesing in die bloed van die Lam. Stikkende mense moet dit hoor. Hulle moet hoor dat Jesus is nog dieselfde Here. Hulle het nodig om te hoor, soos ons vir mekaar vanaand gesing het, die liefde van Jesus is wonderbaar. En dat hulle nie vergeet is nie. Geloof skep die ruimte waar genesing moontlik is. Vergifnis, lieve broeders en susters, broeders, is nie net 'n emosionele reaksie nie, maar as 'n geloofsdaad wat die menslike bestaan verander en transformeer. In ons daaglikse lewe, broeders en susters, beteken dit, ek raak met die mekaar, ek dink dat ek is in die 8 gemeente. Maar in ons lewe beteken dit dat ons bereid moet wees om mekaar se wonde te erken. Maar ons bereid wees om mekaar se stories te hoor. Want elkeen wat ek en jy dra 'n storie en 'n verhaal. Sommige is minder aangenaam, ander is meer aangenaam, vol vreugde en blydskap. Ander is meer stikkend en gebroken. Maar ons het nodig om mekaar se stories te hoor. My broer het gesê op het rond beweeg en mekaar die hande gee. Hoeveel keer het ons na mekaar toe uitgereik? Want daar's gedurig teen 'n skeidsmuur van watter verskille daar ook al mag wees. En ons is nie bereid om daai bruggie oor te gaan nie. Genesing begin wanneer ons luister na die pyn van ander en dit saam dra. Weet jy wat ons gewoonlik doen as ons na mekaar toe kom en ons pyn met mekaar deel? Ek vertel eendag die storie, maar ook mekaar se vreugde. Die een ou was so opgewonde oor die eerste visvangs wat hy gevang het. En hy gaan vertel vir sy buurman hoe opgewonde hy is. En weet jy wat sê die buurman? Wie in plaas van om erkenning te gee, om te sê hier, ek is vir die Here so dankbaar. Weet jy wat sê die buurman? Hy sê hier, ek het dit verlede Saterdag. Toe ek 'n groter een het gevang. Ons gee nie erkenning aan mekaar se pyn en aan mekaar se vreugde en aan mekaar se blydskap nie. Want ek moet ek 'n trek voorwees. Altyd moet ek voorwees. Ek kan nie agterwees nie. Vergifnis begin wanneer ons besluit om nie langer vas te hou aan die onreg wat ons aangedoen is nie, maar om dit Christus aan dit te plaas. Daar's mense wat in die kerk, binne die kerk seer kry en dan dra en bly by die huis word die seer. Nou ek het al baie keer gesê, jy moet jou seer na die Here toe vat. Kyk hoe gaan daai broer aan wat jy sê, jou so seer gemaak het. Daai broer dien die Here in die kerk en hy gaan aan en hy dien. Met blydskap gaan hy aan. En wat maak jy? Jy sit daar en jy begaan, jy vasgevang in hierdie seer en in hierdie wrok wat jy dra. En in hierdie, jy kan die man nie sien, jy voormoede. Jy tyd om dit by die kruis te gaan neerlê, sodat jy ook genesing kan vind. Want deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Die pad van vergifnis en genesing vra moed. Dit vra
dat ons bereid is om ons eie trots prys te gee. Dit vra om ons harte vir ander oop te maak. Dit vra dat ons bereid is om die skeidslyne wat ons verdeel, om dit te oorskry en saam te staan as broeders in Christus. Jy sien, wanneer ons dit doen, dan ontdek ons dat die kruis groter is as ons verskille. En dat Christus se liefde sterker is as ons woorde. Laastens, lieve broeders, ons word uitgenooi, elke man vandag, om sy eie verhaal van pyn en gebrokenheid te bring na die kruis. Om te sê, Here, ek maak nie vandag hierdie pyn wat my al verjaar, pla hierdie pyn en ek kan nie voort nie, ek kan nie oorwinning, kan ek nie oorwinning lewe nie, ek kan nie beweeg nie, ek stagneer, my huis is in mekaar, daar is nie meer orde nie, maar Here vanaand surrender ek. Ek gee my gebrokenheid. Om vergifnis te vra is nie 'n swakheid nie. Om my eie pyn en voor die Here te lê is nie 'n swakheid nie. Maar word uitgenooi om vergifnis te beoefen. Daar in ons huise, in ons families, in ons werkplekke. En as jy daar by ons werkplekke, daar kom baie by my klaar, toe neem ek daar met jou collega's. As vir jou collega's doen nie wat, hulle my ondergang, hulle wil my ondergang, hulle bewerk, en hulle gaan elke dag uit hulle pak en doen nie. Ons het nodig om het te bring na die kruis, om vergifnis te vra. Ons word uitgenooi om draers van genesing te wees. Nie net vir onsself nie, maar ook vir ander. Want daar is genesing vir elkeen in die bloed van die Lam. Wanneer ons dit doen, dan word ons lewens 'n getuienis van hierdie profeetse woorde. Deur sy woorde. Deur sy woorde. Amen. En weet ook nie my hoor nie. Deur sy woorde. En daarvoor is die neesing gekom. Ons word lewende bewyse dat Christus se kruis die krag het om verhoudings heel te maak en te herstel. Om gemeenskappe te versoen en om harte te genees. Kom ek en u gaan vandaan uit as manne van geloof. Kom ons gaan uit as manne van vergifnis. Ons gaan hier vandaan uit as manne van genesing. En ons gaan vertel dat Jesus red. Ons gaan vertel die storie van sy koms en sy glorie. Ons gaan vertel dat Jesus red. Kom, laat ons lewe 'n getuienis wees dat Christus se wonde hierdie wêreld kan heel maak. Christus se wonde kan verbou word wees, kan sy wonde heel maak. Want daar is heel maak in die bloed van die Lam. Healing relations through forgiveness. Wanneer ons genesing wil sien, moet ons bereid wees om te vergewe, om te erken. En dit is altyd so moeilik. Ag, ek het mos nie so skuld daar aangehad nie. Hy het dan eers begin. Hoekom moet ek my verdedig? Dis die eis van disipelskap, wat hy van ek en u vra, om te buig, wanneer ons genesing verbou word, graag wil sien. Genees en heel gemaak. Amen. Hoe dan kan ek vraag?
sing, daar's genesing, en daar's oorwinning, en daar's heelmaking in die bloed van die Lam. Kan ons staan in daai koortjie as 'n bevestiging sê, daar is genesing in die bloed van die Lam. Daar's genesing, Hy kan nie vanaand hier is nie. Maar ons dink ook aan hom, ons
dink ook aan baie manne wat sy huwelik op hierdie oomblik nie op 'n goeie plek is nie. Ek en weet en 'n Here wat geen afstand nodig het nie. Hy werk wat niemand kan werk nie. En ons gaan so mens vanaand in gebed en hou. Is Apostel Ruben nog hier? Ek gaan die man van die Here vra vir ons in gebed te gee. Ek wil die broers wat hulle hande opgelig het, steek jou hande op en sê, Here, ek nodig U vanaand. Hierdie ding wat my vir jare so swaar gedra het, los ek vanaand in die kruis. Ons dink vanaand aan huwelike wat in die rotse is vanaand. Ons weet die Here werk wat niemand kan werk nie. Hy is die God wat die genesing gaan bring. Terwyl ons daar ons oor toemaak en ons hande opsteek, gaan ek vir Apostel Ruben vra om vir ons in gebed te gaan. Vader, is in die naam van Jesus. Here, ons staan vanavond voor U aangesig. Yes. Elkeen is in hierdie gebed ingesluit, Here. Selfs my broers wat vandaag nie kon hier gewees het nie, Here, wat vanavond soveel begeerte en uitroep na U het, Here, wat vra, Here, dat U waarlik U hand sal openbaar. Ons bid nou in die naam van Jesus op grond van die woord wat sê, Here, dat U hand is nie te kort om te help nie. En die oor is nie te zwaar om te hoor nie. Here, ons is nie miskien vandaan in woorde nie, maar ons harte spreek na U en roep uit na U vandaan, Here. Here, U ken elkeen in hierdie plek, Here. U ken elkeen se uitroep in sy hart se verlange. U ken elkeen se stryd wat hy moet voer, Here. En ek bid dat die Here vandaan sal ingryp. Ons bid, Here Jesus, dat U ons broers moet besoek, Here. Vader, ook al by die werk is, Vader, op die pad is, Vader, ook al ry, Vader, ook al sit, Here. Ons bid, Here, openbaar U self aan hulle. Here, daar sal hulle wat vra, wanneer gaan U die lot van my verander? En ons blyk gedaan, Here, dat U sal ingryp. Gryp in, Here. Gryp in, Here. Ek bid dat U elkeen, Here, self moet gees sal stop in die naam van die Here. Elke huwelik, Here, ek bid dat U die huwelik sal red in die naam van Jesus. Elke besigheid man wat besig om onder toe te gaan, ons bid dat U hom sal help, Here, red in die naam van die Here. Elke vader, Here, wat uitroep vandaan, Here, help my. Ons bid dat U hom vandaan sal help. Ek blyk dit nou, Here. Ons blyk dit in die naam van Jesus. Hy dankie, Here, word verheerlik verder in Jesus naam. Amen. Kan ons die Here so met hande neem? Halleluja. Mighty God. Halleluja. U kan maar sit. Halleluja. Het u dit sover nog geniet? Het u dit sover geniet? Het u die sin in die hand van die Here ontvang? Halleluja. Nou ons wil vir meneer Maans en meneer Jacobs vanaand ook baie dankie sê dat hulle tyd uitgekom het. Die laaste byeenkoms wat ons by was dit by die ark, by die gebedsdag wat die manne uitgeroep het en ons hoop en vertrou die Here dat ons meer tye so by mekaar gaan kom. Halleluja. As jy kyk die sisters in die kerk, die vat oor. En dit is nodig dat die priesters van die huis weer sal opstaan. Dit is nodig dat die priester weer sy plek moet inneem. Halleluja. Dat ons weer die man sal wees. Ons het op 'n ander tyd het ons tema gehad dat die wêreld nodig vaders. Is baie kinders wat vandag verlore is omdat die vader nie sy plek voorgestaan het nie.
Maar die Here gee ons vanaand hierdie kans om net weer ons hande op te lig en sê ons as vaders, los hierdie laste wat ons mee gedra het, los ons by die kruis. En ek weet en vertrou dat die Here ons sal help. Weereens baie dankie Dominee vir die kosbare woord wat u aan ons gegee het. Ek gaan vir die akademie voor tyd vra om net die bedankings te doen, dierbare, die tyd loop mooi. Ons bid ook vir Bafana, hulle is dus op bezig om te speel, mag die Here daar ook nog wonderwerk sal doen. Amen. Het ons blij, broers in die huis. Die woord is uit. En ja, baie dankie. Wij werken zo'n dankie te zeggen voor allemaal. We komen weer begroeten zoals die dienen zijn aanwezig. Elke godsman wil zijn ambt. Vandaag wil ik zeggen, wil ik groet. En dan wil ik ook aan diezelfde tijd bedanken. Dankie voor allemaal wat kans gezien heeft om voor Bafana te los. En hier bij die kerk het bij te maken. Dat betekent baie. Die woord is niet van vergifnis en ruimte maken. Van vergifnis. Ik wil net vir je woord, Psalm vers lees zo. Psalm 17. Loop die Here alle nasies, prys om alle volke, want sy goede tieren het gestel voor ons. En die trouw van die Here is tot in ewigheid. Halleluja. Almal se werk is God se werk. En ons is maar net diensknegte in sy werk. In die eerste plek wil ek ons Vader dankie sê vir die geleentheid wat hy vir ons geskep het om as broers met mekaar te kan kom en te verenig in sy naam. Dan wil ons, daar's klein goedjies wat ons reg gekry het. In die eerste plek wil ons vir Sister Brittany Makwena bedank vir die sop wat sy vir ons voorberei het, gesponsor het. En dan van die Rachel, allemaal ken van die Rachel, Andina Pepstor se dochter. En dan Ayesha Menkis en dan vir die oonbroodjies wat hulle vir ons voorberei het. Meneer Meyer, vanoggend gebeur 'n wonderlike ding. Meneer Meyer bel my en sê vir my, dis eintlik wat ek doen, opnames en alles die goede. Die Here stuur vir hom na my toe en onbewus dat die persoon wat ons gedeel het gekanselleer of sy siek geraak, sy kon nie meer vir ons die werk doen nie. En dan die meentjies, ons gaan leer, baie dankie, die agendasie vir die gebed en dan verwelkoming, Oudling 5. En allemaal wat we gaan dienst doen, ons wil speciaal voor die spreker, die Julies, baie dankie vir die passie. Waarom die werk van die Here doen. Dit word raak gesien. Gods rijkste seën oor jou lewe en jou familie. En vir die meentjies, gaan ons die gespreksprogramme. Dan wil ek net vir Dominee vorentoe doen. En dan vir die meentjies ook. Regie, meentjies. Ons een man wat verjaar en ons wil die meentjies dit vraag vir hom geskenk te word. Goeiedag broeders. Goeiedag broeders. Ja, Dominee, baie geluk met die verjaarsdag eerstens en dankie dat u dit uitgevoer het om vandaag hier te wees. David skryf die volgende, hy sê, leer my om my daar so te deel dat ek 'n wyse hart mag vorm.
So ons bid dat u nog in hierdie strate van die Karoo, dat u 'n wyse hart mag bekom. U het net so in dit wat u gedoen het, u 'n paar getuienisse gelewer van die mense wat ons bestorm om by u af te pak. Dis maar die werk van 'n diensknegt van die Here, wat jy hoor, wat jy saam in jou graf doen. Doe maar dit nou nie vandaan die name genoem nie, so hy is daarom onder die beskerming. So dit moet die mag die Here seën. Hierdie is 'n klein blyk van waardering van die AGS Agape Men's Fellowship, net om vir u te sê, u moet lekker verjaar. Kijk, ons word soms afgeskeep as die manne, as die anders by die huis verjaar, dan moet ons all out gaan. Maar as ons verjaar, die is vir jou ding aan jou moet wat vat. Maar ons wil vandaag vir jy sê, jy moet dit alleen geniet, niks vir jou vrou en die kinders nie, steek hem maar weg in die kasse, en dan heb jy maar soos dat ek gesê, hier is Ja, die daar is net so afkondiging van die ark se kant af. Ons gee dit daar vir Broer Julius op 'n kans om hy geskenk die daar wat oor aandag en Dominee. Daar sê dankie. Die ark nooi al die manne uit. Die word hiermee hartlik uitgenooi. Biddag vir mans op Saterdag, die 27ste Junie 2026 om 5:00 by die VGK Bovenwes Oos in Branderstraat Resdien Bovenwes. Die was hierdie middag het ons al reeds oor gepraat dat ons wil dit elke kwartaal en die broers van die ark gesê dat ons wil dit elke kwartaal wil ons dit doen. En hier word almal uitgenooi die 27ste. So u moet dit so op die kalender aftik dat ons is weer daar by die ark. So die ding gaan ruk om 5:00, gaan die ding ruk by die ark. Ons gaan die naam van die Here lekker groot maak. Ons het die keer toe ons daar was, het ons 'n goeie woord gekry en ons kon net aan die man van die Here se lippe gehang het, gevoel hy moet nie ophou nie. En ons nooi elke man, jong en oud, bring die biere, los die honde by die huis en kom geniet die tyd saam met ons om net die naam van die Here groot te maak. Ons gaan opstaan en dan gaan ons aan die worship net sing, ek skyn net by u en dan gaan ek vir Pastoor Petersen gaan ek vra om maar voor Pastoor Petersen gaan die seën uitspreek, gaan ek vir Pastor Sammy Jacobs vra met ons af te sluit en Pastor Petersen gaan die seën van die Here uitspreek vir ons. Hierbaar is daar alles. Ja, die Dimitri ons gaan net 'n lekker gesamentlike foto neem. Dan kan ons net hier by hierdie deur ingaan, ons het lekker koffie en tee en dan die lieflike sop en die oonbroodjies wat ons kan geniet en dan kan ons sommer weer in 'n ander deur kan ons weer uitgaan. Stop hier. Kom ons staan en bid ons saam. Vader van ons Here Jesus Christus, ons kom sê vir u. Wil besonder baie dankie vir die geleentheid en die oomblik wat ons het om ons manne, vaders, broers, vriende by mekaar te kan kom om die naam groot te maak. Die gebed van ons hart vanaand is Here dat die woord wat ons ontvang het, dat het so saam sal ontkiem in die binneste van ons wese en sal groei en vertak en so groot sal word, Here, sodat ons kan skade begin bied vir ander broers en vriende wat nodig het om ondersteun word op ons sit. Ons wil vra vanaand, Here, as ons van mekaar skei, dat u nie van ons sal skei nie, dat u vir ons, so wat die woord sê, 'n lig op ons pad sal wees en 'n lamp op ons voete. Ons wil bid, Here, vir elke man wat hier is, Here, dat u die nuwe honger en lus in ons binneste sal plaas, om bekommerd te word, Here, onrustigste wat sal wees oor ons dorp, en oor hierdie jurisdiksie waar u ons geplaas het. Ons wil bid, Here Jesus, dat u wil sal geskied soos in die hemel, net so op die aarde. Ons wil bid vanaand, Here, vir ons families. Ons wil bid, Here, vir beskerming oor ons kinders. Ons wil bid vir ons leiers van ons dorp. Ons wil bid, Here Jesus, dat u nuwe manne soos ons sal oprig. Manne wat hard het vir die Here, manne wat hard het vir die teenwoordigheid. Ons bid dat u
vir daai groep wat is op hierdie dorp en die jurisdiksie te lê in die naam van Jesus Christus. En ons almal sê aanbidding van ons hart. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die troostvolle gemeenskap van sy soete Heilige Gees, sy en bly met elkeen van ons totdat Jesus kom op die wolke en almal wat sy verskyning verwag en sy seëning saam met my verwag, kan saam met my saamstem deur te sê Amen en Amen. Die video gaan op YouTube gelaai word.